Ons Openbaring, as ek 13, ons kyk na verse 12 tot 14 en het lees dan so. En hy oefen, dis nou die tweede dier, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Leer aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Net weer die eerste vers, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, wat die dodelike wond, waarvan die dodelike wond genees is. Ok, so die afvallige Jodendom, ooreenkomstig met hierdie vers, was heel hartig onderdanig aan die Romeinse ryk, soos die skrif sê, hy oefen al sy mag uit in die oë van hierdie eerste dier. En dis maar net 'n verwysing na die afvallige Jodendom wat heel hartig onderdanig was, of onder die oë was, as jy dan nou wil, van die Romeinse ryk. Weereens, ons sien Johannes 19 vers 15, die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Die keiser is hulle koning. Hulle oefen die mag van die keiser uit, hulle is onder sy gesag, hulle doen alles wat hulle doen onder sy oë. Dit is die eerste dier, althans die Romeine, wat aan die afvallige Jodendom hulle mag dan gee. Die Romeine het hulle toegelaat om voort te gaan met hulle geloof, of hulle afvallige geloof. Hulle mag maar aangegaan het soos hulle aangegaan het in Judea, selfs al het Rome die hele bewoonde wêreld oorgeneem. Hulle die Jode toegelaat om in Judea te bly en aan te gaan met hulle afvallige geloof, met hulle hofsisteem of hulle regsisteem, spesifiek dan ook met die Sanhedrin. So hulle het hulle eie hofsisteem onder die Romeinse ryk gehad, wat natuurlik niks anders is as hulle wat onder die oë van die eerste dier optree nie. Dit was alleenlik in die doodstraf waar hulle verdere toestemming moes verkry vanaf die Romeinse ryk, soos ons ook lees in Johannes 18 vers 21, waar staan en Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet, en die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand tot die dood te oordeel nie, of iemand dood te maak nie. So hulle het hulle eie hofsisteem, regsisteem gehad, Sanhedrin gehad, hulle mag net nie tot die dood te veroordeel het nie, maar alles anders mag hulle volgens hulle wette geregeer het, natuurlik weer eens onder die oë van die Romeinse ryk. Verder moet dit ook genoem word dat die amp van hoëpriester in hierdie tyd grotendeels 'n politieke aanstelling was. Dit was nie meer 'n geloofsaanstelling nie, dit was 'n politieke aanstelling. Die Herodese het hoofsaaklik bepaal wie as hoëpriester oor die tempel en oor die Joodse geloof dan aangestel gaan word. Verdermeer, gedurende hierdie tyd, was die aanstelling ook nie 'n lewenslange aanstelling nie. Die ampt van hoëpriester was nie 'n lewenslange aanstelling in hierdie tyd nie, soos die gewoonte was onder die Mosaïese wet. Onder die wet van Moses, byvoorbeeld, was al Aaron hoëpriester, en sy seun raak hoëpriester wanneer hy dood is. Dit was 'n lewenslange ampt gewees. Nie meer in die tyd van Jesus nie, omdat dit 'n politieke aanstelling was. En daarom sal Johannes skrywe, onder andere in Johannes 11 vers 49, en een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie. En dit sou 'n vreemde stelling gewees het om te maak, naamlik dat hy daardie jaar 'n hoëpriester was, indien dit wel 'n lewenslange posisie was, maar hy sê hy was daardie jaar hoëpriester, omdat dit nie 'n lewenslange posisie is nie, en hulle verskil het van, nou nie noodwendig jaar tot jaar nie, maar jaar het verbygegaan, dan kom er sommer iemand anders in. Daarom sal ons ook lees in Lukas 3 vers 2, daar staan tydens die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. Ons lees ook in Johannes 18 vers 24, daar staan, en Annas het hom, dis nou Jesus, Annas het hom geboeid na Kajafas, die hoëpriester gestuur.
Caiaphas was dus aangestel deur die Romeine as hoëpriester, terwyl Annas nog gelewe het. Annas wat voorheen hoëpriester was. Want Annas het Jesus na Caiaphas toe gestuur, maar Annas was dan voorheen hoëpriester gewees. En Caiaphas is dan 'n hoëpriester terwyl Annas dan nog lewe. Terwyl dit onder die wet van Moses 'n lewenslange ampt moes gewees het. En daarom sê die skrif, tydens die hoëpriesterskap van Annas en Caiaphas. Hulle albei was hoëpriesters, maar nie een van die twee was dood in daai tyd nie. Die punt is, die tweede dier oefen die mag van die eerste dier uit, want dit is die eerste dier wat vir die tweede dier sy mag gee. Dis die Romeinse ryk wat vir die Jode hulle mag gee. En hulle moet onder die oë van die Romeinse ryk optree, selfs tot op die punt waar hulle die hoëpriester aanstel. Dis hoeveel die tweede dier onder die gesag van die eerste dier is, en onder die oë van die eerste dier is, onder die oë van die Romeinse ryk is. Soveel so dat die Romeinse ryk al bepaal wie die hoëpriester is. Dis hoeveel hulle onderdanig aan daai eerste dier al is. Die belangrikste ampt, die heel belangrikste ampt, meer belangriker as die koning, in die Jodendom was deur die Romeine beheer. En was verplig om voor hulle oë op te tree. Want dit was 'n politiese ampt. En as hulle nie opgetree het volgens die Romeine nie, dan het hulle net 'n ander hoëpriester gekry wat wel volgens hulle maniere sou optree en hulle wense sou optree. En hierdie tweede dier sien ons dan ook maak dat die aarde, of althans dan in die land en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. En om hierdie rede kan die teks ook sê, en hy maak dat hy hulle aanbid, want indien die hoëpriester nie gedans het volgens die Romeinse ryk se dienkie nie, dan het hulle hom vervang. Daarom moet hy maak dat hulle hom aanbid. Hy moet, die hoogste ampt moet maak dat die Jodendom goedgesind is teenoor die Romeinse ryk. En die Romeine hoër eer as enigiemand anders. Want as die hoëpriester nie daarvoor sorg nie, en die priesters oor die algemeen nie daarvoor sorg nie, wel dan word hulle vervang. En die hoëpriester word vervang. Want dit is 'n politiese ampt. En dit is nie meer 'n ding wat volg as jou pa dood is, omdat hy in 'n spesifieke lyn van Aaron is nie. So indien die hoëpriester dan nie gedans het volgens die Romeine se dienkie nie, deur om die volk goedgesind te maak teenoor die Romeine nie, dan sal hulle bloot net 'n ander hoëpriester aangestel het. En die aarde is natuurlik 'n verwysing na die afvallige Jodendom binne Judea, en so was dit die plig van die afvallige Joodse owerhede om die volk se lojaliteit teenoor die Romeinse ryk te verseker. In Openbaring 16 vers 1 en 2 sal ons dus lees van hoe God se toorn op hierdie einste afvallige Jode, wat die dier aanbid en sy teken ontvang het, sal kom, waar staan, en ek het 'n groot stem uit die tempel aan die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die land uit, of die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde, of althans die land uit, en kwaai en bose seer het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehaat het, en sy beeld aanbid het. Dit word op die land uitgegooi, dis die Jodendom. En dis hulle wat die merk van die dier ontvang het, wat die Romeinse ryk aanbid het, hom gevolg het, soveel so dat dit gegaan het tot en met die hoëpriester, wat deur die Romeinse ryk aangestel was, en onderdanig was aan hulle. Ons sien verder, dit is, hulle moet die dier aanbid van wie die dodelike wond genees is. Die voorstelling van die afvallige Jodendom binne hierdie vers stel dan die direkte antithese voor van wie Christus is, soos ons ook al voorheen gesien het. Hulle is die antichriste. Die Jode is die antichriste. Die afvallige Jodendom oefen die mag van die eerste dier, die Romeinse ryk uit, terwyl Jesus in die mag en gesag van die Vader kom. Daar is die antithese. Die tweede dier oefen die mag van die eerste dier uit. Jesus kom in die mag en gesag van God die Vader. Die een is Christus, die een is die antichrist. Die afvallige Jodendom rig die aanbidding na die Romeinse ryk, terwyl Christus weer
die Vader verheerlik. Die afvallige Jodendom rig aanbidding op die Romeinse Ryk, wie se dodelike wond genees is, terwyl Christus, wie werklik uit die dood opgestaan het en wie se dodelike wond werklik genees is, weer die aanbidding moet ontvang. Om hierdie rede kan die afvallige Jodendom, of althans die tweede dier, die sinagoge van Satan genoem word, juis omdat dit direk in oppositie staan met Christus. En omdat hulle direk in oppositie met Christus staan, is hulle die sinagoge van Satan. Hulle is die antichrist en antichriste, want hulle ontken dat Jesus die Christus is. So dit wat ons hier sien is letterlik net 'n antithese van wie Christus is. Dit is die valse geloof. Die uitverkore Jode het die ware geloof verteenwoordig. Die afvallige Jodendom het die valse geloof verteenwoordig. Vers 13 en 14, hy doen ook groot tekens, dit is nou die tweede dier, dit is die afvallige Jodendom. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense, natuurlik op die land voor die oë van die mense. So dit is die Jodendom. En hy verlei die bewoners van die aarde, of dan nou die bewoners van die land verlei hy, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde of die land dan nou, Judea, te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, met ander woorde vir die Romeinse Ryk, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Dus soos al grotendeels bewys is dat hierdie dier 'n valse Christus is, of althans dat hierdie afvallige Jodendom die antithese en vervalsing is van die ware geloof, glo ek dat hierdie tekens ook valse tekens is. Ek glo die tekens stem ooreen met wie die tweede dier is. Dit is die valse geloof. Dit is die valse Christus, as jy wil. En daarom is ek van die opinie dat hierdie tekens wat hy doen ook valse tekens is. Ek dink hier is egte tekens nie. En ek sal dan vir julle sê hoekom ek dink dit die geval is. Indien daar werklik vuur vanuit die hemel neergedaal het, sou dit hierdie dier, as dit letterlike vuur was, kom ons sê dit was letterlik vuur, as daar letterlike vuur vanuit die hemel neerdaal, sou dit hierdie dier, of althans hierdie afvallige Jodendom, die afvallige geloof, as eg bewys het, indien dit werklik gebeur het. Selfs al is dit nie eers die Jode nie, kom ons sê ons interpretasie is heeltemal verkeerd, en hierdie tweede dier is iets heeltemal anders as die afvallige Jodendom, of het praat van 'n spesifieke persoon. As hy werklik vuur uit die hemel uit laat neerdal, dan sou dit hom as eg bewys het, want hy kan vuur uit die hemel laat neerdal. En dit herinner ons aan Elia met die Baalpriesters, waar ons in 1 Konings 18 vers 23 en 24 lees, maar laat hulle vir ons 2 bulle gee, dan kan hulle vir hul 1 bul uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Jesus se wonderwerke word hoofsaaklik en juis tekens genoem in die Nuwe Testament, en nie wonderwerke genoem nie, dit word tekens genoem, omdat dit gedien het as 'n teken dat hy werklik die Christus is. Sy wonderwerke word tekens genoem, omdat dit 'n teken is dat hy eg is. Dis hoekom dit tekens genoem word in die Nuwe Testament hoofsaaklik en nie wonderwerke nie. Om te bewys en omdat dit 'n teken is, dat Christus eg is. Hy is die egte Christus. Okay? En daarom lees ons in Matteus 11 vers 2 tot 5. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig,
en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Die tekens moes aan Johannes die Doper vertel word, juist sodat hy kon weet dat Jesus die egte Christus is. Want dis die tekens, die egte tekens, wat daarvan getuig het, dat hy die egte Christus is. Die teken van vuur uit die hemel by die offer van Elia was om te toon dat sy God die ware God was. Terwyl die afvallige Israeliete se God nie die ware God was en nie vuur kon laat neerdal nie. Dit wil dus voorkom dat 'n vervalsing is van wat ons in Elia sien gebeur het en juis dat hierdie verhaal in hierdie vers sy steuning vind op die verhaal van Elia. Ek glo dit is 'n vervalsing van dit wat ons by Elia sien. Dit is dieselfde ding. En Elia daal daar vuur neer en ek glo hierdie is valse vuur wat neerdal. Dis nie werklike vuur nie. Nou daar's verskeie redes hoekom die tekens van die tweede dier nie letterlike vuur vanuit die hemel is nie. Eerstens, en soos ons nou klaar bewys het, anders sou dit die tweede dier of die afvallige Jodendom as die egte geloof bewys het, as dit wel die geval was. As dit wel egte vuur was, sou dit die afvallige Jodendom en hulle valse geloof as die egte geloof bewys het en dan sou dit Christendom en Jesus as oneg verklaar het. So eerstens, as dit 'n werklike vuur was, sou dit die tweede dier en die afvallige Jodendom as die ware godsdienst verklaar het, terwyl dit nie is nie. Tweedens, Openbaring is 'n boek van beeldspraak. Met hoofstuk 13 wat veral van beeldspraak gebruik maak, sowel as die vorige hoofstuk 12. Ons sien verskriklik baie beeldspraak in die vorige hoofstuk en in ons hoofstuk. Daarom is dit ook onwaarskynlik dat hier van letterlike vuur gepraat word. Aangesien daar ook nie van 'n letterlike draak, 'n letterlike eerste dier en 'n letterlike tweede dier gepraat word nie. Hierdie hele hoofstuk is deurdrenk met beeldspraak. Die eerste dier onder andere was soos 'n luiperd, het pote soos 'n beer, hy het 'n bek soos 'n leeu, soos ons in vers 2 gesien het, en het 7 koppe met 10 horings, soos ons in vers 1 gesien het. Is dit letterlik? Nee. Die vuur wat van die hemel af neerdal is dus niks minder beeldspraak as dit wat die dier met sy 7 koppe en 10 horings is nie. Die hele hoofstuk is nie beeldspraak, maar dan kom ons by die vuur en dan is dit nie beeldspraak nie. Dit maak nie sin nie. Die vuur moet beeldspraak wees. En ek glo dit is beeldspraak van 'n valse vuur wat steun op die verhaal van Elia. Die vuur wat van die hemel af neerdal is, dis niks minder as beeldspraak as die gedierte wat beskryf word met sy 7 koppe en 10 horings nie. Derdens, soos voorheen bewys, die tweede dier is 'n ooglopende verwysing na die afvallige Jodendom met die klem op hulle afvallige leierskap. Soos voorgestel deur die hoer in Babylon en die valse profeet, soos ons laas gesien het. Dit is net nog 'n sinoniem vir Babylon, vir die hoer en vir die valse profeet. Die tweede dier is net nog 'n sinoniem vir daai ander 3. Dis dieselfde ding. 'n valse profeet, soos wat hy op 'n ander plek uitgedruk word, doen valse tekens. Hy doen nie egte tekens nie, dis hoekom hy 'n valse profeet is. En hy word juis uitgebeeld as 'n valse profeet, hierdie tweede dier, op 'n ander plek in Openbaring. Hy's 'n valse profeet. En valse profete doen nie egte tekens, hulle doen valse tekens. Vierdens, aangesien die tweede dier die afvallige Jodendom verteenwoordig met sy owerhede, behoort dit ooglopend te wees dat hier nie van 'n enkele persoon gepraat word wat 'n teken doen nie, maar die algemene verleiding deur die Joodse owerhede. So omdat dit 'n groep mense is, 'n afvallige Jodendom is waarvan hier gepraat word, is dit nie een persoon wat een teken doen nie. Dit is beeldspraak vir daardie groep mense. Dit is nie dat die hele volk bymekaar gekom het en toe die hele volk vuur uit die hemel uit laat kom nie. Of al die owerhede vuur uit die hemel uit laat kom het nie.
Nee, dit is net 'n verteenwoordiging van die afvalligheid van hulle leierskap. Dit was die Joodse owerhede wat voor die oë van die dier, naamlik die Romeinse ryk, opgetree het en die Jode oor die algemeen verlei het. Dus die Joodse leierskap wat die Jode verlei het. Dit kan dus nie na 'n spesifieke teken verwys van 'n spesifieke persoon nie, maar die algemene verleiding van die Jodendom oor die algemeen. Dis 'n verwysing na die algemeen. Want as dit een persoon is, wel, kom ons maak daai een persoon dood en ons probleem is opgelos. Hoekom moet Jerusalem sneeuwel? Hoekom moet meer as 1 miljoen Jode doodgemaak word as een ou die probleem is? Een valse profeet die probleem is. Maak nie sin nie. Nee, dit is 'n verteenwoordiging van die hele afvallige geloof. Wat nie Christus wil aanneem toe hy na sy mense gestuur toe is nie. Vyftens, vers 14 maak die stelling dat die bewoners van die aarde of dan in die land verlei word. Hulle word verlei deur hierdie Joodse leiers. En die Bybel getuig gereeld en sonder 'n spesifieke groep vir ons uit wie die verleiers is. En wie die verleiding meebring op die land of in Judea dan nou. So indien ons die Bybel as een konsekwente geheel wil interpreteer, soos dit hoort, vereis dit van ons om ondersoek in te stel oor wie die grootste verleiers van hierdie tyd was, as ons 'n konsekwente Bybel soek. En die Bybel getuig dat dit niemand anders as die afvallige Jodendom was nie, wat die mense verlei het nie. Dit was nog altyd, en die algemene konsensus, veral onder die Nuwe Testament, maar ook onder die Ou Testament, is dit dat die afvallige Jodendom is wat die Jode verlei. Paulus maak selfs gebruik van taal wat gepaard gaan met towery en tekens wanneer hy in Galasiërs 3 vers 1 vir die Galasiërs sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Wie het julle so betower? En soos ons weet, dit was niemand anders as die afvallige Jode wat hulle betower het nie. So dat hulle self moes besny. Hulle was so betower deur die afvallige Jode dat hulle self begin besny het, soos wat die Jode wou gehad het hulle moet doen. Daar was natuurlik nie die letterlike towery wat plaasgevind het nie, maar dit is die taal wat Paulus kies om hierdie situasie te beskryf. Is 'n getowery. Ons sien verdere verleiding wat plaasvind deur die hande van die Jode, Matteus 23 vers 15. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs gefeinstes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, 2 maal erger as julle self. Dis hulle wat verlei. Matteus 27 vers 20, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moet begeer en Jesus ombring. Dis wat die Joodse leierskap gedoen het. Ons soek Barabbas. Kom almal skree Barabbas, ons soek nie Jesus nie. Want die Joodse owerhede het die res van die Jode verlei, oorgebring na alle kant toe. Om nie vir Jesus vry te laat nie, maar vir Barabbas. Handelinge 13 vers 50, maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. Handelinge 17 vers 13, maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Handelinge 21 vers 27 tot 28. Maar toe die 7 dae byna verby was, het die Jode van Asië hom in die tempel gesien en die hele skare oproerig gemaak en die hande aan hom geslaan en geskree, Israeliete help. Dit is die man wat oral aan almal dinge leer teen die volk en die wet en hierdie plek. Hy het ook nog Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige plek ontheilig. Dis die Jode wat die Jode opsweep teen hierdie mense. Hulle verlei.
Titus 1 vers 10, want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle is die verleiers, veral die wat uit die besnydenis is. Matteus 28 vers 11 tot 15. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, die disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was, en hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. Het is die Joodse owerhede wat seker gemaak het, dat al die Jode tot vandag toe dit geskryf is, onder die indruk is dat Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Dis hulle wat hom die res van die Jode verlei het. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe, sê die skrif. Hulle was die verleiers. Die lys gaan aan en aan, daar's duisende skrifte wat mens kan aanhaal hierso, oor hoe die Joodse leiers die res van die Jodendom verlei het, en daarom lees ons ook van Jesus se waarskuwings. In Matteus 24 vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christus en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar die uitverkorenes was nie mislei nie, die wat nie deel was van die oorblyfsel nie, was wel verlei gewees. Die primêre verleiers, soos ons dit vind in die res van die Bybel, was nog altyd die Jode. En Openbaring gaan nie die uitsondering vir ons gee nie. Openbaring gaan nie die uitsondering tot die reël wees nie, as dit sê hulle die mense verlei nie. Die algemene konsensus van die Bybel is dat die Jode die verleiers is. En Openbaring gaan nie die uitsondering wees nie. Openbaring stem dus bloot ooreen met wat ons in die res van die Bybel vind, naamlik dat dit hulle is wat hulle eie mense verlei. Hierdie afvallige Jode, soos voorheen gesien, word ook verteenwoordig deur die valse profeet, soos ons dit onder andere vind in Openbaring 16 vers 13 en 14, waar staan, en ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos paddas sien kom, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Die draak, die dier en die valse profeet, of dan in die tweede dier, soos hy hier genoem word, is die enes wat in Jerusalem versamel het, om God se oordeel te bewerkstellig. Die demoniese tekens vind juis gestalte in die feit dat dit almal versamel vir hierdie oorlog. Die draak, die dier en die valse profeet. Die draak, die dier en die tweede dier. Hierdie tekens vind juis plaas in die feit en vind gestalte in die feit dat almal versamel word. Dis die teken. Dis een van die tekens. Dat hulle versamel word vir die groot dag. En so was die duiwel, die Romeinse ryk, sowel as die afvallige Jode, almal versamel vir Pasga in Jerusalem. Die Jode het almal vir Pasga by mekaar gekom, die Romeine was daar, die duiwel was daar, en die Jode was duiwel besete, en so was almal daar om geoordeel te word. Met die verwoesting van die stad, lees ons ook in Josephus hoe daar valse tekens beloof was aan die Jode. Daar was valse tekens aan hulle beloof. Juis om die Jode in die stad en naby die tempel te hou, sodat hulle nie sou oorloop na die Romeine toe en sou oorgee aan die Romeine nie. Was daar vir hulle valse tekens beloof. En Josephus skryf die volgende: 'n valse profeet was die aanleiding tot die ondergang van hierdie mense. So daar sien ons dit. 'n valse profeet was die aanleiding tot die ondergang van hierdie mense.
Hy het juist daardie dag 'n openbare afkondiging in die stad gemaak, dat God hulle beveel het, om op te gaan na die tempel, en dat hulle daar wonderbaarlike tekens van hulle verlossing sou ontvang. Daar was toe 'n groot aantal valse profete wat deur die tiranne omgekoop is om die volk te mislei. Dat hulle op verlossing van God moes wag. En dit was sodat hulle daarvan weerhou sou word om oor te loop na die Romeine toe. So is die ellendige volk deur hierdie misleiers oortuig, terwyl hulle geen ag geslaan het op die tekens wat hulle toekomstige verwoesting duidelik vooruit aangekondig het nie. Die tekens, soos Josephus sê, daar was tekens, ons het al die tekens hanteer, was 'n aanduiding dat hulle verwoes gaan word. Josephus sê, maar hulle het nie op daai tekens ag gegee nie, hulle het eerder na die valse profete geluister, en opgegaan na die tempel toe, want die valse profete het vir hulle gesê, maar God sal vir julle heil gee daar by die tempel, gaan net op na die tempel toe. En soos Josephus sê, hierdie ellendige mense sou nie omgekom het as hulle nie na hierdie valse profete geluister het nie, maar eerder oorgeloop het na die Romeine toe, en oorgegee het. Dis wat ons hier sien. Dis wat ons in Openbaring sien, hierdie valse tekens, wat tot hulle ondergang lei, want hulle is daardeur verlei. Die bewoners van die land, die afvallige Jodendom, was die primêre ontvangers van die verleiding wat gekom het van hulle afvallige leiers af, hulle voorgangers af. Hierdie einste verleiding het begin gedurende Jesus se bediening en het nie opgehou tot hulle almal verwoes was in Jerusalem nie. Die verleiding van die Jodendom deur die Jodendom het begin in Jesus se bediening en het nie opgehou totdat hulle heeltemal verwoes was nie. Waar die valse profete vir hulle gesê het, kom kyk die tekens by die tempel. God sal julle daar verlos. En soos Josephus sê, as hulle net nie na daai valse profete geluister het nie, dan sou hulle nog gelewe het. Die tekens was valse tekens gewees. God alleen kan ware tekens doen. God alleen kan ware tekens doen. Ek glo dus dat die vuur uit die hemel bloot gebruik word as beeldspraak om die antithese van die Here, soos ons hom vind in die geval met Elia, te verteenwoordig. Die teken van vuur het wel gekom, maar dit was 'n valse teken, want die vuur het nie gekom vanuit die hemel om hulle te red nie, dit het gekom vanaf die Here deur die hand van die Romeine om Jerusalem af te brand. Dit was 'n valse vuur. Dit was nie 'n goddelike vuur, dit was 'n vuur deur God gestuur, deur die hand van die Romeine om Jerusalem te verwoes en af te brand, en die tempel te verwoes en af te brand. Dit was 'n valse vuur. 'n Vuur wat hulle uiteindelik hulle lewens gekos het. Deur die hand van die Romeine, en so was hulle daardeur verwoes. Ons vind die antithese van Christus in hierdie verse in die afvallige Jodendom, terwyl Jesus die een is wat waarlik die vuur neerwerp. Jesus is die een wat die vuur bring, en hy is die enigste een wat die vuur kan bring. En soos hy ook gesê het in Lukas 12 vers 49, ek het gekom om vuur op die aarde te werp, of althans vuur op die land te werp. Jesus sê hy het gekom om dit te doen. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Wat in die tweede vuur hy probeer Christus imiteer. Dis die valse geloof. Dis die antichrist. Gevind in die gestalte van die afvallige Jodendom. Jesus het gesê, hy is die een wat die vuur bring, en hy wens dit was al aangesteek. En hier is 'n imitasie daarvan. Maar dis al wat dit is 'n imitasie. Dis valse beloftes, dis leeuprofeseë, soos dit letterlik gebeur het, toe daai valse profete vir die Jode gesê het, kom almal op na die tempel toe, die Here sal ons daar red. En toe word hulle nie daar gered, hulle word afgebrand deur die Romeine. Die vuur het gekom. Hierdie dier, die valse profeet, beweer om vuur uit die hemel te laat neerdal, maar nes die Here vuur op Sodom en Gomorra laat neerdal het, so het hy ook gedoen met Jerusalem,
wat geestelik Sodom genoem word, soos Openbaring 11 vers 8 ons ook geleer het, waar staan, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Nou, die beeld wat vir die dier moet gemaak word, weer eens waarskynlik beeldspraak. Die beeld om aan te sluit by die beeldspraak, dien nie as 'n verwysing na 'n letterlike beeld nie. Van weer eens die hoofstuk het te doen met beeldspraak. Maar die voorwerp van aanbidding, dit verteenwoordig die voorwerp van aanbidding, in hierdie geval die Romeinse Ryk. Die Romeinse Ryk is hulle voorwerp van aanbidding, want ons soek die keiser. Ons soek nie die Jesus nie, die keiser is ons koning. Hulle ag die keiser hoër as God. Dis 'n vorm van aanbidding. Dis 'n afgodsbeeld as jy wil. En daardie afgodsbeeld vind sy gestalte in die Romeinse Ryk, want hulle het die Romeinse Ryk bo Christus gesoek. Dis 'n afgod dan. Hierdie beeld verteenwoordig bloot die voorwerp van aanbidding, nie 'n letterlike beeld nie, want weer eens alles is beeldspraak. In hierdie geval is dit die Romeinse Ryk. En hierdie aanbidding het ons bewys in ons vorige Bybelstudie, spesifiek onder die kommentaar van Openbaring 13 vers 4. Nou net om af te sluit, net 'n interessantheid, party teoloë stel wel voor dat hierdie beeld 'n verwysing is na die keiser op die Romeinse muntstukke. En na sy gesig wat op die Romeinse muntstukke verskyn het, waarby daar ook in baie gevalle goddelikheid aan die Romeinse keisers toegeskryf was op hierdie muntstukke. Een so 'n voorbeeld vind ons op 'n munt waar staan Augustus Divi F. Augustus Divi F. En F staan vir filial of seun, is wat waar filial of as jy affiliate is. Die F op die munt staan vir filial, Divi beteken goddelik. So as dit sê Augustus Divi F, dan praat dit van Augustus, die seun van die goddelike. Dis wat die minste kan sê. Of dit waar is of nie, moontlik nie. Ek dink dit vang die idee ten minste vas, dat hulle wel die Romeinse Ryk aanbid het. Hulle het geld liewer gehad as God, hulle het die Romeine hoër geag as die Here self. En dit word vasgevang in die muntstuk waar die keisers hulle self verhewe as God, of ten minste die seun van God, die seun van die goddelike. Maak dit sin? Ek dink dis 'n valse Christus, ek dink dis beeldspraak, ek dink dis valse tekens, ek dink dit is valse tekens om die mense te verlei. En die mense was verlei en dit stem ooreen met die oorhoofse tema van die Nuwe Testament. En Openbaring gaan nie die uitsondering tot die reël wees nie. Die verleiers en die verleide is altyd die Jode en die Jode. Dis die Jode wat die Jode verlei. Dis blinde leiers van blinde mense, sê die Bybel. Dis dieselfde mense. Die een is net besig om blindelings te lei, die een is besig om blindelings te volg. Die blindes lei die blindes, sê die Nuwe Testament. En dis wie die verleiers is, en dis wie verlei word. Hulle word deur hulle eie mense verlei. En as jy wil sien waar die valse tekens histories gewys word, wel, Josephus gee vir ons 'n geval daarvan. Hy sê vir ons dat mense met valse tekens gekom, om hulle te verlei, en hulle was verlei, en dit het hulle dood beteken, die dood deur vuur. Maak dit sin? Ek dink dis wat die beste inpas by die gedeelte, en ek dink is die beste manier om dit te verduidelik. Julle kan hierdie rondstuur, daar is die muntstuk, julle sal sien aan die linkerkant staan daar Augustus, aan die regterkant staan daar Divi F, Divi filial, of filius dan altans. Dit is een van die muntstukke wat goddelikheid aan die Romeinse keiser toeskryf.
En daar's 'n paar sulke muntstukke, daar is net een van baie. Enige vrae? En dan kom ek sluit vir ons af. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat dit is. En dankie dat U getrou is aan die woord en dat U doen soos U ook sê U gaan doen. Ons dankie ook, Here, dat U wel mense uitverkies en dat U genadig is, Here. En so nie net in daai tyd nie, maar ook nou, Here, dat U ons ook as heidene genadig is, Here, om ons deel van die koninkryk te maak. Gun dit ons, o Here, om opreg te wandel ooreenkomstig U woord, te doen wat reg is in U oë, die gebooie te onderhou en ag te gee op U woord, Here. Omdat ons kan sien, Here, dat U is getrou teenoor U woord. En dit wat U sê U gaan doen en die oordeel wat U sê U gaan bring, U doen dit ook, Here. U woord kan nie leeg na U toe terugkeer nie. En gun dit ons dus om ag te gee op U woord, Here. Alles ter eer en verheerliking van U heilige naam. Vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.